Die Bybel gee vir ons 4 beginsels oor saai en oes. Die kern daarvan is dat optrede gevolge het, goed of sleg. En hierdie gevolge is iets wat ons ervaar in verhouding met die oorspronklike optrede. Baie van die boere in ons omgewing is tans besig om hulle oes in te samel. En hulle verstaan die betekenis van saai en oes. Kyk, ons saai en ons oes, ons bring baie meer met die oes in as wat ons gesaai het. Ons doen dit later as wat ons gesaai het. En ek wil hê ons moet na hierdie 4 beginsels kyk om te verstaan dat ons die implikasies daarvan ons eie gemaak het. In die eerste plek is dit 'n wet van die lewe. Die Here sê vir ons in Galasiërs 6 vers 7, moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Hierin lê die oorsaak vir die rede waarom mense soms so onverantwoordelik optree. Hulle is mislei. Hulle glo of nie hierdie waarheid nie, of hulle dink, hulle gaan op een of ander manier die uitsondering wees van God se wet. Kyk, die Here sê, ons moenie met hom spot nie. Om die Here te bespot is om jou neus vir hom op te trek. Om te hoop dat jy uiteindelik in beheer sal bly. Dis 'n dwaase gedagte, want jy sien, ons oes wat ons saai. Die feit is, ons oes wat ons saai, en dis goeie nuus vir diegene wat in gehoorsaamheid goeie gewoontes saai. Maar is 'n skrikwekkende gedagte vir diegene wat betrokke is by verkeerde aktiwiteite. Miskien by dwelm of alkoholmisbruik, die verwaarlosing van die familie, op ander te trap sodat hulle kan opstyg. Jy kan nie gras saai en dan verwag om sonneblomme te oes nie. Ons kan nie in ongehoorsaamheid aan God lewe en dan verwag om sy seën te oes nie. Die beginsel is wat jy saai, gaan jy oes. Laat ons nie onsself mislei nie. Maar daar's 'n derde gedagte, en dit is, ons oes meer as dit wat ons saai. Die feit dat ons oes wat ons saai, het ons gesê is goeie nuus. Maar dink vir 'n oomblik, waarom plant boere hulle saad? Hulle verwag om baie meer te oes as wat hulle in die grond gesit het. Een saadjie wat ontkiem, kan dosyne, tientalle, selfs honderde sade oplewer. Dis dieselfde met sonde en 'n goeie lewe. 'n Klein besluit om die regte ding te doen, bring 'n groot oes in. Die verkeerde kant, bring groot hartseer in. Jesus het die prentjie van 'n ontkiemende saad gebruik om te wys, dat wanneer ons God se woord toelaat om die goeie dinge in ons te produseer, dan vermenigvuldig dit. Daar staan in Matteus 13 vers 23, die een op wie die saad in goeie grond geval het. Dis die wat die woord hoor en verstaan wat vrug dra. Sommige 100voudig, ander 60 en ander 30voudig. Aan die ander kant sê die profeet Hosea, die wat kies om die saad van goddeloosheid te saai, hulle saai die wind, hulle oes die warrelwind, die stormwind. 'n Laaste gedagte, ek en jy oes later as wat ons saai. Sommige word mislei, omdat dit wat hulle gedoen het nie dadelik aan die lig kom nie, nie dadelik 'n oes lewer nie. Daarom gaan hulle voort op hierdie verkeerde pad, en hulle glo verkeerdelik, daar gaan nooit 'n oes wees nie. Maar anders, as dit wat ons op die land sien, ons oes daardie dinge omtrent elke jaar op dieselfde tyd. Maar in jou geestelike lewe is daar nie 'n rooster vir wanneer die oes inkom nie. Sommige optrede word vinnig geoes, ander neem lank, maar moenie mislei word nie. Hulle seisoen om te oes kom, om nou die tweede myl te loop, meer te doen, meer te gee as wat nodig is, gaan jy later 'n ryke oes inbring. Wat 'n mens saai, dit gaan hy oes. Wat 'n vertroostende en gerusstellende gedagte vir hulle wat onder moeilike omstandighede aan die Here getrou wil wees. Daardie getrouheid gaan 'n ryke oes oplewer, want ons hemelse Vader hou altyd sy beloftes. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die herinnering dat die oes ingebring sal word. Geef vir ons die genade om aan Christus vas te hou, wat dit vir ons volmaak kom doen het. Amen.